Goeienaand broeders en susters. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met Psalm 118. Ons sing vers 2 en 7. Loof, loof die God van ons verlange, o almal wat die Here vrees. Sing voor die Heer jou lofgesange en laat Gods volk nou vrolik wees. Ons sing die 2de en die 7de vers waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om U naam so te kan loof en te kan prys en te kan bly wees, omdat ons U ook ons Vader kan noem. Om te kan bely dat Jesus Christus ons enigste verlosser is en te kan weet dat U Gees, U Heilige Gees ook in ons woon en werk. Daarom bid ons vanaand en dis ons gebed dat die Gees ons ook ons ore sal open sodat ons ook U woord kan hoor en ook in dankbaarheid daaruit kan gaan leef. Ons vra dit want ons weet ons is almal sondaar mense. Elke dag gewikkel soos ons vanoggend ook gehoor het in 'n stryd om heiligmaking, 'n stryd teen ons eie sondige natuur. En daarom vra ons ook om vergifnis daarvoor, maar in besonder vir die werking van U Gees, sodat ons die nuwe lewe wat ons in Christus het, kan gaan leef. Dis nie net ons gebed vir onsself nie, maar ons gebed vir U kerk op aarde is dat U koninkryk deur ons sigbaar sal word
daarin dat mense ook sal sien ons buig voor U. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Ons luister vanaand na Psalm 40. Ek gaan vir ons net Psalm 40 lees, daar vanaf vers 1. Vir die koorleier van Dawid 'n psalm. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duistere magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar's niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dis te veel om op te noem. Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie, nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Daarom het ek gesê, hier het ek gekom soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is. Om U wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel, U het my verlos. Ek het nie stil gebly nie. Here, U weet dit. Dat U verlos, het ek nie vir myself gehou nie. Ek het gepraat oor U trou en U hulp. Oor die goedheid en U trou het ek in die gemeente nie stil gebly nie. Moet my tog nie uitsluit van U ontferming, Here. Laat U liefde en U trou my voortdurend bewaak. Want ramp op ramp het my oorval, my ongeregtighede het my ingehaal. Ek weet nie meer waarheen nie. Hulle is meer as die hare op my kop. Ek is moedeloos. Here, red my tog asseblief. Here, kom my tog gou te hulp. Laat die wat my lewe wil neem self in ellende beland, teleurgesteld in hulle verwagting. Laat die wat graag my ondergang wil sien op die vlug slaan en beskaamd staan. Laat die wat my spot verbuister staan omdat hulle self in ellende beland het. Laat almal wat by U hulp soek, jubel en bly wees oor U. Laat die wat op U hulp staat maak, altyd deur sê, die Here is groot. Ek is hulpeloos en arm, maar die Here dink aan my. U is my hulp en my redder. My God moet tog nie talm nie. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Kom ons sing nou van die beruiming daarvan, vers 3 en vers 8. Daardie woorde wat ons goed ken. Geen gawe of offerhande gebring deur mense hande was ooit U wil of eis. Kom ons staan vir die sing daarvan. Ons sing vers 3 en vers 8 waarna ons weer ons sitplekke inneem.
Hoeveel keer ons al die beruiming hiervan gesing het, broeders en susters, kan 'n mens nie onthou nie. Daardie pragtige woorde wat ons sopas ook gesing het uit ons kernvers, dis nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie, nie brandoffers of sondeoffers nie, wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. God se eis aan elke een van ons gehoorsaamheid. Dink ons almal weet dit ook. En juist daarom in hierdie Psalm kom daar ook die teenstelling na vore van 'n gelowige se lewe gesien in die lig van God se eis van gehoorsaamheid. En ons ken dit self, ons het vanoggend ook daarvan gehoor. Daardie stryd van ons kry dit nooit reg nie. God eis gehoorsaamheid, maar ons kry dit nie reg nie. So sien 'n mens dit ook in hierdie Psalm, in hierdie laaste gedeelte, waar Dawid vir ons skryf, my ongeregtighede het my ingehaal, ek weet nie meer waarheen nie. Die sonde, die gevolge van sonde, die mens kry net nie ontvlugting daarvan nie. Dis deel van ons lewe. Dink maar ook aan Paulus wat in Romeine skryf, dan sê hy, so vind ek hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Selfs die beste voornemens, die grootste probeerslae, loop uit op niks. Kort voor lank sit jy weer waar jy was. Ek het voor God gesondig. Dit, geliefdes, weet ons is die verloop van 'n mens se lewe, ons eie lewens ook. Die verloop van die lewe soos Dawid dit ook in die Psalm beskryf. Die verloop van sy eie lewe en ons lewe. Die eis, die offer van 100% gehoorsaamheid aan God. Dit weet ons is 'n offer wat ons nie kan bring nie, wat geen mens kon bring nie. Want, en dis baie belangrik, dit is die offer wat net Jesus Christus kon bring. En dis ook ons tema vir vanaand, die offer wat net Jesus Christus kon bring, deur sy voldoening aan die wet van God. Die Dordtse leerreëls, daar bely ons dit ook pragtig, die dood van Jesus is die enigste en volmaakte offer en voldoening vir die sondes. Jesus se offer het voldoen aan God se eis. Daardie eis wat geen mens aan kon voldoen nie. So skryf die Hebreërskrywer in hoofstuk 10 dit ook vir ons. Daar skryf hy, en jy kan dit saam met my lees, deur een offer het hy, die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. En waar sonde vergewe is geen offer meer nodig nie. Sien, dit was juist die probleem gewees in Dawid se tyd, met al die offers wat hier in vers 7 genoem word, die diereoffers, die graanoffers, die brandoffers, die sondeoffers, al die ander offers waarvan ons in die Ou Testament lees. Daardie offers wat Dawid hulle gewoond was om te gaan bring, soos God dit vir Moses ook beveel het hulle moet doen. Al daardie offers, daardie duisende offers wat jaarliks, daagliks gebring is, was nooit voldoende nie. Mens kan amper dink aan ons eie belastingstelsel, SARS, wat jy moet betaal. Jy betaal hierdie jaar voluit en volgende jaar moet jy maar weer betaal. En die jaar daarop weer betaal en meer betaal. En elke jaar word dit groter en groter. En so was dit ook met die offers wat die mense gebring het. Nooit genoeg nie. Al daardie offers kon vir hulle geen vryheid bring nie. Inteendeel, elke offer wat hulle gebring het, het hulle bewus gemaak van die gebrokenheid van die mense bestaan.
Maar dis juist die genade gewees van daardie offers. Dit het die mense laat besef dat hulle 'n Messias nodig het, 'n Christus nodig het, 'n Jesus nodig het. Dit was God se doel met die offers. Dit moes heenwys na Jesus Christus toe. Hy wat so bely ons dit vanaand ook die volmaakte offer gebring het. Ja, wat God se eis van volmaakte gehoorsaamheid volbring het. En die mooi beeld wat Dawid gebruik hier in vers 9 ook, en jy kan dit gaan lees ook. Ons sing dit altyd so, U het my oor deurboor dat ek U woord kan hoor as hoogste dank bewys. Hier in die Bybel staan dit, om U wil te doen, my God, is my een begeerte, U woord is my hele lewe. Nou dis 'n belangrike versie in die Psalm, want dit vertel vir ons iets wat Dawid hulle baie goed geken het. Naamlik van 'n slaaf wat na sy eienaar toe sou kom en sê, nadat die eienaar hom vrygestel het en gesê het, jy kan maar gaan, jy's nie meer 'n slaaf nie, het die slaaf teruggekom na daardie eienaar toe en gesê, maar ek is lief vir my eienaar, ek wil nie vrygelaat word nie. My begeerte is om my hele lewe lank te doen wat U vir my sê. Dis so 'n slaaf waarvan Dawid ook hier praat. Wat terugkom na die eienaar toe en sê, my enigste begeerte is om te doen wat U wil hê ek moet doen. En die mooi daarvan sien ons ook in Jesus se gebed toe hy gesê het, nogtans nie my wil nie, maar U wil. En dan die mooi daarvan, hierdie slaaf het sy eienaar dan gevat na die heiligdom toe, na die tempel toe of na die tent van ontmoeting toe, en daar in die deur het hulle gaan staan en dan het die eienaar 'n els gevat met 'n skerp punt en 'n gat deur die oor van die slaaf gedruk. Met ander woorde, amper soos die boere vandag die skape sou merk, het hy 'n gat in sy oor gedruk. En dit was dan die teken dat hierdie slaaf vir die res van sy lewe aan hierdie eienaar behoort en sal doen wat hierdie eienaar vir hom sê. So sê Dawid moet ons ook wees. Volkome toegewy en gehoorsaam aan God. Soos 'n slaaf wie se oor deur God deurboor is. En dis presies wat Jesus kom doen het. Sy offer was nie 'n diereoffer of 'n graanoffer of 'n wierookoffer nie. Hy het nie net 'n gat in sy oor gehad nie. Hy's gekruisig. Hy het homself geoffer. Sy hele liggaam is deurboor. Hy het homself aan God gegee as 'n lewendige en 'n heilige offer wat vir God aanneemlik was. Een wat volkome gelewe het volgens die wil van God en gedoen het wat God wil hê hy moet doen. Daarom is sy offer die enigste offer wat vir ons werklike vrede met God kan bring. In hom kom ons verby die punt, en is belangrik, verby die punt van ek elendige mens, wie sal my van die doodsbestaan verlos? Hierdie doodsbestaan waarvan Paulus sê, ek wil die goeie, maar ek doen die slegte. Kom ons verby daardie punt by, aan God die dank, want hy doen dit in Christus Jesus. Want onthou dit, Jesus het in ons plek die vloek van die sonde gedra, is in ons plek deurboor, het in ons plek die dood gedra, in ons plek die dood oorwin, in ons plek aan die geregtigheid van God voldoen. Hy is ons enigste verlosser. En so volmaak is sy offer, so volmaak is sy gehoorsaamheid, dat geen ander offer meer nodig is nie. God self het dit vir ons gesê, toe hy gesê het, sy dood, en jy kan dit saam met my lees, sy dood
is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Jesus het genoeg gedoen, hy het alles gedoen. God se uitverkorenes gered. En dit is juis ons laaste punt ook vir vanaand. Waarom was Jesus se offer genoegsaam? Onthou ons belydenisskrifte vat dit mooi saam en ons ken dit almal, die menslike natuur en die goddelike natuur van Christus. Dat hy 'n menslike natuur moes hê om vir die sondes van mense te betaal, maar 'n goddelike natuur om juis die toorn van God oor ons sondes te kon dra in sy menslike natuur. Ja, en hy was die enigste mens ooit wat aan die geregtigheid van God voldoen, omdat hy volkome mens is, maar ook te gelyk volkome God is. En dis die stryd van die menslike vlees teen die sonde, daardie stryd wat ons ook stry is, die stryd wat hy oorwin het. Al die versoekinge wat ons moet deurgaan, van die wêreld, van die Satan, hy moes dit self in die oë kyk. En niks wat ons moet deurgaan, het hy nie ook deurgegaan nie. Verskil is, hy het oorwin. Oorwin deur sy goddelike natuur. Sy goddelikheid het hom die krag gegee om te kan doen wat God vra. Al was dit dat hy die toorn van God oor ons sondes moes kom dra. Dat hy daardie lydensbeker waaroor hy gebid het moes drink. Dis juist, broers en susters, kom ons noem dit maar die groot probleem met ons as mense. Niemand kan sê ons probeer nie. Dink almal van ons wat hier sit sal sê ons probeer ons beste. Maar soos Paulus moet ons ook sê, soos Dawid moet ons ook sê, my ongeregtighede haal my in. Ek skiet tekort. Ek wil die goeie, maar ek doen die slegte. Iemand het dit eendag mooi beskryf. Hy het gesê dis eintlik soos 'n groot berg sand wat daar lê en wat jy met 'n klein emmertjie moet skuif en jy raak moeg en jy gee op. Maar Christus kom en hy skuif dit op een slag met sy goddelike natuur. Mens kan amper sê hy versit berge van sonde weg van ons af. Hoekom? Want hy's almagtig. En hy kon die las van die sonde, daardie hoop van sonde wat op ons skouers gerus het, kon hy in die kruis op Golgotha dra. En daarom, soos kan afsluit, kan ons saam met Dawid vanaand vir mekaar sê, die Here is groot. Die Here is groot. Die Here is groot, hy is ons enigste redder. Ons is ook hulpeloos en arm, maar die Here dink aan ons. Hy is ons hulp, hy is ons krag. Hy het ons lewe kom verander. Die offer, daardie offer van gehoorsaamheid wat God gevra het, daardie offer wat ons nie self kan bring nie, dit is die offer wat Jesus vir ons gebring het. Gebring het, juis deur sy gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons vanaand ook weer opnuut herinner kan word aan die grootsheid van ons Here Jesus Christus se offer aan die kruis op Golgotha. Dat ons mag weet dat hy in lewe en in sterwe aan u gehoorsaam gebly het. Daardie offer wat u van ons ook gevra het, wat ons self nie kan bybring nie, dat hy dit in ons plek gebring het. En daarom wil ons u dank en sê, die Here is groot. Ons is hulpeloos en arm, maar die Here dink aan ons.
U is ons hulp, U is ons redder, ons God. Amen. Daar is nou geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons staan en dan loof ons die Here, Psalm 146. Ons sing vanaand die eerste en die tweede vers saam. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.